Ja, Vader, ons kom voor die Here in die naam van Jesus. Dankie, Here Jesus, dat U die lewende woord is. En dat ons vanoggend die lewende woord oor Nuwe Lewe Familiekerk kan verklaar. Dankie, Jesus, dat ons kan verklaar dat U is die naam bo elke naam. Die naam by wie elke knie sal buig, Here, in die hemel, op die aarde en onder die aarde, Here. En elke tong sal bely, my God, dat U God is. En ek verklaar, Here, met die autoriteit, my God, wat U vir ons kom gee het in en deur die bloed van Jesus Christus, kom verklaar ons die genesingskrag van Jesus oor Nuwe Lewe Familiekerk. Ons verklaar oorwinning, Here, in die naam van Jesus Christus, oor Nuwe Lewe Familiekerk. Elke een wat vanoggend, Here, sit met 'n battle, my God. Ons verklaar Jesus oor daardie omstandighede. Ons verklaar Jesus, Here, vir 'n deurbraak, Vader. Here, want U het gekom en U het vir ons oorwinning gebring deur U kruisdood, my God. Deur U opstanding na die derde dag, Here, het U vir ons oorwinning gebring oor siekte en die dood en sonde, Here, oor al die dinge wat ons op 'n daaglikse basis mee te doen het, Here. U het reeds vir ons die oorwinning gebring. Ek bid vanoggend, Here, dat U vir ons sal lei, Here, dat ons sal stap, my God, in daardie oorwinning, Here. En dat ons nie langer sal toelaat, my God, dat die vyand ons kniehalter nie, Here. Dat die vyand ons hier onder die knieë kom afkap nie, Here. Want U, Jesus, het vir ons die oorwinning behaal. U het reeds hierdie geveg gewen, Here. Ja, die battle is nog aan, my God, maar hy is reeds gewen. En daarvoor eer ons U, Here. Ons eer U vir wie U is. Dankie, Here, vir U woord, my God. Dankie dat U woord lewend en kragtig is. Dankie dat U woord skerper is as 'n tweesnydende swaard, Here, wat skeiding bring tussen siel en gees en gewrig en murg, Here, en wat ontbloot, my God, die bedoelings en gedagtes van ons harte. Dankie, my God, dat U woord nooit leeg sal terugkeer nie. Dit sal doen, my God, presies dit waarvoor U dit bestem het, Here. En tot stand bring, Here, dit waarvoor U dit beplan het, Abba Vader. Dankie, Here, dat ek vanoggend kan bid, Vader, dat elke gedagte vanoggend gevange geneem sal word tot gehoorsaamheid aan Christus. Here, dit wat gister gebeur het, is in die verlede. Dit wat môre moontlik kan gebeur, Here, moet nog kom, Vader. Dit kan nog verander, Here. Ons is hier vandag nou, Vader, en ek bid vanoggend, Here, dat U elke een, Vader, van ons se gedagtes sal gevange neem in gehoorsaamheid tot Christus. Here, dat ons gedagtes gerig sal wees op dit wat daarbo is, Abba Vader. Dit wat waar is, dit wat rein is, dit wat edel is, dit wat opreg is, Here. Ek bid, Vader, dat blinddoeke vanoggend verwyder sal word, Here, daar waar die vyand gekom het, Here, en mense verblind het, my God, met 'n blinddoek, Vader, dat hulle nie kan sien die waarheid in die woord nie, Vader. Ek bid vanoggend, Here, dat die wat gemylband voel, Here, dat U tonge sal losmaak vanoggend, Here, in die naam van Jesus. Here, dat die vyand nie langer, Here, ons sal stil hou en stil maak nie, my God, maar dat ons in boldness sal opstaan vir die waarheid in die woord, Here, soos dit opgeteken staan, my God, in U woord. Dankie, Here. Dankie dat U my verberg vanoggend onder die bloed, Jesus. Deur die Gees, Vader, vat my weg, Here. Gebruik my as 'n geleibuis, Here, vir dit wat op U hart is vanoggend, Abba Vader. En ja, Here, al het ek wat voorberei vanoggend, Vader. En moes ek weer voorberei, Here, sê ek vanoggend vir U, dankie, Here. Dankie vir die lewenswater, Vader, die lewensaar, wat net Jesus Christus is, wat binne elkeen van ons, wat in 'n verhouding staan met U, my God, sal vloei, Here, dat mense kan sien, Jesus leef. Ons loof en ons prys U, Here, ons sê vir U dankie, in Jesus se naam. In Jesus naam. Amen.
Ek weet nie wie van julle was laasweek hier gewees met Dudley se preek nie. Maar een van die sinnetjies wat hy gesê het in sy preek het nogal by my vasgesteek. 'n Sinnetjie wat hy gesê het, Satan is on a mission of the vision. Nee, is ek reg? Die Here het net 3 keer kom bevestig dat dit moet gaan oor divisie vanoggend, en divisie in die kerk. En baie maal sonder dat 'n mens eers besef, bring jy divisie in die kerk, né? En daar's 2 hoofstukkies wat ek gaan aanhaal, en die rede hoekom ek van die begin van die hoofstuk tot die einde van die hoofstuk gaan aanhaal, is oor rede vir konteks. Want 'n mens kan so maklik in die trap val van, ek vat 1 stukkie van 'n teksvers en ek hardloop daarmee, nê? En dan kom jy op die einde agter, maar oh my word, ek was eintlik verkeerd. So die konteks, veral wanneer 'n mens met die skrif werk, jy moet verstaan, nie noodwendig al die Hebreëse alles wat daarmee saamgaan nie, maar die konteks van wat het gebeur, hoe pas dit in mekaar, en hoe relevant is dit vandag in ons lewens. So, waar het, so die tema vir vanoggend, jammer, is divisie, né? Divisie in die kerk, en waar het begin? As ons kyk na die Ou Testament, die vroegste teken van divisie, né? Dit is wanneer God se karakter bevraagteken word. Sodra jy God se karakter bevraagteken, dit wat God voorstaan, dit wat God beteken en bedoel het en beplan het en in plek gesit het, sodra jy dit begin bevraagteken, dan is jy eintlik besig met divisie, divisie in die kerk. En ons gaan lees, gaan begin by Genesis 3 vers 1 tot 5, en dis waar die slang twyfel saai, en wantroue teenoor God en sy woord. So vers 1, die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, en hierso is die strikvraag, So dis nie 'n vraag van, het God gesê, jy kan dit van dit eet, Daai toe, hy het gevra met 'n verskuilde agenda, hy het gevra, het God werklik gesê, julle mag nie van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet, dat julle oë sal oopgaan, die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. So die slang het kom twyfel saai, en dit wat God vir Adam en Eva kom sê het, moenie van die boom eet nie, julle kan van al die bome eet, maar van hierdie spesifieke een moet julle nie eet, want julle gaan sterf, En dit is 'n geestelike as ook 'n fisiese sterf, wat daar plaasgevind het die oomblik toe hulle van die boom eet. So daardie vyand gekom, die slang het gekom, en hy het onmiddellik divisie gebring tussen die mens en God, omdat hulle gekies het om eerder die slang te gehoorsaam as die mens, as God, as God. So, ek kan my 1 Korintiërs 12 opsit, Gerard. So wat gebeur het, so 2 weke terug, en ek weet vir baie mense, is dit hoe kan 'n mens sê, 'n tamaletjie, Want baie voel miskien, hulle het nog nie die gawes nie, baie voel, hulle weet nie, of hulle dit het, en of hulle dit nie het nie, hulle weet nie, of hulle gemaklik is, om dit vir ander mense te beoefen nie, al daai tipe van goeders, maar vir party voel dit,
Jessie, waarmee is julle besig, né? Waarmee is julle, wat het julle nou gedoen, né? Julle het nou so lank het julle nou in tale gebid, maar waarmee is julle nou eintlik besig, né? So die vraag het ontstaan oor dit. En dit het my net laat besef, iemand het 'n gedeelte van 'n teksvers aangehaal. En het, as ek dit so kan sê, my gekastei daarmee, né? Oor een gedeelte van 'n teksvers. So as julle dink is maklik om hier voor te staan, hè? I don't think so. Nee. Ek dink almal wat al hier voorgestaan het, weet en besef, dit is nie altyd maklik nie. So dis hoekom ek het van vers 1 tot en met die einde van die vers gaan ek dit stelselmatig deurgaan, en ek hoop en ek vertrou dat as ons hier klaar is, dat ons sal verstaan waaroor dit gaan, hè? En ek vra dat die Heilige Gees dit vir ons sal oopbreek, dat dit nie laat dit nie op dowe ore sal val nie, want ek weet baie mense sukkel daarmee. Baie mense vra die vraag af, ek het dan nie Heilige Gees, maar hoekom kan ek nie in tale praat nie? Ek het dan nie Heilige Gees, hoekom kan ek nie profeteer nie? Ek het dan nie Heilige Gees, hoekom kan ek nie, as iemand in tale gepraat het, hoekom kan ek dit nie uitlê nie? Ek het dan nie Heilige Gees, is ek nie veronderstel om dit te hê nie, nê? En daai was die, ek dink dit was die beweegrede agter alles. As almal van ons wat nou die Here aangeneem het en die Heilige Gees ontvang het, is jy dan nie veronderstel om al hierdie goeders te hê nie. So, en dis waar 1 Korintiërs 12, as ons dit van bo af deurgaan, dan gaan julle sien hoe val die puzzelstukkies alles in mekaar. Okay. So 1 Korintiërs 12 vanaf vers 1. En die opskrif daarso in die 83 vertaling is die verskeidenheid van geestelike gawes. Vers 1. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. So hulle kom uit 'n era van afgodsdiens, né? Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, dit nie deur die Gees van God, hy praat nie deur die Gees van God nie. So as daai persoon vir jou sê ek is 'n kind van die Here, nê? En hy sê vervloek is Jesus, dit kan nie uit iemand se mond uitkom wat die Heilige Gees in hom het nie. Dit kan nie gebeur nie. Jy kan nooit Jesus vervloek as die Heilige Gees inwonend in jou is nie. Dit is wat hier staan. Maar die teenoorgestelde is ook waar. Niemand kan sê Jesus is die Here, nie, behalwe deur die Heilige Gees. Net iemand wat die Heilige Gees in hom teenwoordig het, kan sê Jesus is die Here. As dit kom by berading en bevryding en al daai tipe van dinge en jy wil weet of daai persoon gered is of hy 'n oorgawe gemaak het, jy vra vir hom hierdie een vraag. Sê Jesus is die Here. En as hy persoon stotter en hy kan dit nie sê nie, dan weet jy hy's nog nie bevry nie. Dis eintlik maar die enigste manier wat jy weet dat daardie persoon nog nie bevry is van dit wat hom beïnvloed nie, nê? Dit wat hom terughou nie. So as jy die Heilige Gees het, kan jy nie Jesus vervloek nie, en jy kan ook nie sê as jy nie die Heilige Gees het nie, Jesus is die Here nie, nê? So vers 4. En dis nou waar die verskil inkom, net daai vraag wat ek gestel het, as iemand sê maar ek het dan nou die Heilige Gees, hoekom het ek nou nie hierdie gawes nie, nê? Vers 4 sê vir ons, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. So daar is nie 'n ander Gees wat vir jou profesie gee, of die gee, of daai gee, of daai gee die. Alles
kom van die Heilige Gees af, né? Daar is 'n verskeidenheid, vers 5. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Vers 6. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. So, al is daar 'n verskeidenheid van dit wat ons beleef in die liggaam van Christus, kom alles nog steeds van die Heilige Gees af, né? Een Gees, een God, een Here. Vers 7. Aan elke een afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Dit is nie noodwendig tot voordeel van jou nie. Dit is tot voordeel van almal. So wanneer die Heilige Gees vir jou 'n gawe gee om mee te opereer, it's not about you, it's not about me, nee. Jy moet ander daarmee bedien. Jy moet ander daarmee help of onderrig. Vers 8. So aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees. Aan die ander genadegawe van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy krag om wonders te doen. Aan 'n ander die gawe om te profeteer. En aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik. En aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, vers 11, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. So jy kan nie vandag hier sit en sê, my Here, ek kan nie profeteer nie. Nee, jy is nie lief vir my nie, Here, ek kan nie profeteer nie. Of ek kan nie my hande op die siekes lê en hulle genees nie, Here, jy is nie lief vir my nie, nee. Of nog erger, dit kom van die Satan af, nee, want jy kan nie dit doen nie. Of as jy dit doen, as jy ongewone tale of klanke gebruik, nee, almal het nie die gawe ontvang nie. Maar as jy dit ontvang het, beteken dit nie jy is van die duiwel nie, nee, want dit is nie wat hier staan nie. Dit kom van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het daardie gawe kom gee vir die persoon wat gebless is daarmee, nee. So, moenie in die struik val om te dink dat almal moet dieselfde gawes hê nie, nee. Ons kan nie almal dieselfde gawes hê nie. Ons kan nie almal managers wees in 'n besigheid nie. Ons kan nie almal tiksters wees of ontvangsdames wees in 'n besigheid nie. Wie gaan die ander werk doen, nee. So is dit ook in die liggaam van Christus. Elke ou het 'n doel. Elke ou het daarso, het 'n werk gekry wat die Here vir jou uitgesit het. Jy moet net by hom gaan hoor wat dit is wat hy wil hê jy moet doen met jou gawes. Waar moet jy dit gebruik? Waar moet jy in die koninkryk van God, in die gemeenskap van gelowiges, waar moet jy dit begin toepas? Dis nie vir hoarding nie, nee. Ons kan so maklik hoard. Ons kan so maklik goed by mekaar maak die hele tyd. En gawes is een van die goed wat ek dink ons so maklik by mekaar kan maak. Ons bid daarvoor en partymal kom gee die Here dit vir ons en dan sit ons daarmee. Net so. Die Here kom gee vir jou die gawe van profesie en dan sit jy daarmee. Want jy is te bang om jou mond oop te maak. Jy is te bang iemand lag vir jou. Jy is te bang iets is verkeerd of klink nie reg nie of snaaks of wat ook al. En nou sit jy daarmee, né? Nou hoor jy dit.
maar jy het die Here gevra daarvoor. So, okay, 1 Korintiërs 14 Gerard. Ek gaan nou tussen 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. So ek gaan nou spesifiek, omdat ons nou gepraat het van die in tale bid en te profeteer. 1 Korintiërs 14 handel spesifiek daaroor en ek gaan hom nou van A tot Z gaan ek gou deurgaan. En die tema daarso of die opskrif daar is die gawe om te profeteer. So julle moet die liefde nastreef, vers 1. Lê julle toe op die gawe van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. So as jy iemand is wat die Here gebless het met 'n gawe van profesie, gebruik dit, nê. Gebruik dit, spit jou toe daarop, lê jou toe daarop, sê die woord. Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie. Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie. Net so. Niemand verstaan hom nie. Maar wat uitgelos is daai gedeelte van iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar daar word uitgelos, maar met God. En ook die volgende ene, niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge, né? Daai gedeelte is uitgelos. En as ons dit mooi gaan lees, en veral wanneer dit kom by die praat in tale, want dit is 'n gawe wat God vir jou kom gee het, né? Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. Met ander woorde, jy kan in jou taal kan jy tot God bid, né? Mense om jou gaan jou nie verstaan nie. En ons weet wat die praktyk is, wanneer ons in tale bid, veral wanneer dit kom by 'n gemeenskap van gelowiges, né? Wanneer ons in 'n kerk opset in tale bid, dan moet daar iemand wees om daardie tale uit te lê, né? Daar moet of sal iemand wees wat dit uithaal het. Toe ons nou die dag in tale gebid het ek nie ervaar dat daar iemand is, want ons het nie eintlik hardop gebid nie. Ek het maar gesê, luister hierso, bid by jouself, bid in jou taal tot God vir 'n deurbraak en veral omdat ek weet daar is soveel mense of ek het ervaar daar's baie mense wat moeg en lam en tam is en dit is 'n goddelike manier wat God vir ons kom gee het om onsself te vernuwe, né? Om onsself krag te gee, geestelike krag te gee, is om in jou taal te bid. So, iemand wat profeteer, vers 3, rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos. So, ek gaan nou vir Pierre gebruik as 'n voorbeeld. As hy ervaar die Here gee hom 'n woord vir iemand, 'n profetiese woord, dit is iets wat met die mond gespreek word en daai persoon kan verstaan wat gesê word. Maar wanneer ons in tale bid, is dit nie die persoon langs jou gaan nie verstaan wat gebeur nou nie, né? Hy gaan nie verstaan wat jy met God kommunikeer nie. So dit is die verskil tussen die twee. So die een wat ongewone tale gebruik, bou net homself op. Maar die een wat profeteer, bou die gemeente op. So wanneer ons in tale bid, is dit vir innerlike versterking. Want die persoon langs aan jou weet nie wat jy bid nie. Jy weet partymal self nie wat jy bid nie, né? Jou gedagtes en jou gees kommunikasie is apart van mekaar. So, maar wanneer iemand profeteer, dan bou hy daardie persoon, of is 'n profetiese woord vir die gemeente. Daai woord bou en stig die gemeente en hef en bou hulle op, né? Maar Petrus sê hierso, ek sou graag wil hê dat julle almal ongewone tale of klanke gebruik, maar nog liewer dat julle profeteer. So,
Graag wil Paulus hê dat almal in in tale kan bid om jouself op te bou, nê? Veral as jy voel die vyand het jou nou hier onder, nê? En jy's plat. Al manier wat ek partymal ek begin maar net in my taal te bid. En is nie lankie dan kan jy begin voel maar jy sê nou raak ek gestig, nê? Nou kan ek weer my kop optel. En nou kan ek weer vorentoe beweeg, nê? En dit is die doel van om in tale te bid. Maar wanneer ons kom by profeteer, dit is waar God 'n boodskap deur iemand vir 'n gemeente of vir 'n ander persoon kom gee om te sê luister hierso, ek sien jou raak my kind, nê? Dit waardeur jy gaan dit sal tot 'n einde kom, al daai tipe van goeters. Die een wat profeteer, vers 5, is van groter betekenis as die een wat ongewone tale of klanke gebruik. Tensy hy dit ook uitlê, sodat die gemeente daardeur opgebou kan word. So wanneer iemand in tale praat, en openlik in die gemeente in tale praat, dan, en daar is iemand om dit uit te lê, dan is dit amper dieselfde as 'n profetiese woord. Met ander woorde, God gebruik die persoon wat daai taal kan uitlê om die boodskap te gee van wat God op sy hart het. Vers 6, en nou broers, as ek na julle toe kom en ongewone tale of klanke gebruik, van watter nut sal ek vir julle wees? Ek sal vir julle net van nut wees as ek 'n openbaring of kennis of profesie of lering aan julle meedeel. Dit is net soos met lewelose instrumente wat 'n klank afgee soos 'n fluit of 'n siter. As daar nie klankverskille is nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of die siter gespeel word? En as die beul 'n onduidelike sein gee, wie sal vir die geveg gereed maak? En so is dit ook met julle. As julle ongewone tale of klanke gebruik en nie 'n verstaanbare woord praat nie, hoe sal 'n mens weet wat daar gesê word? Dan praat julle mos in die wind, né? So as iemand nou hier in die kerkgebou instap en ons almal is nou besig om hier in tale te praat, né? En die ou staan nou by die deur en hy hoor net hier gaan dit. Dis net tale, né? Verskillende tale. Hy weet nie wat gesê word nie. Hy verstaan nie wat gesê word nie. Niemand lê dit uit nie. Dan is dit mos nou soos om in die wind te praat, né? Dit is asof niemand het niks gesê nie. Want almal praat in tale, maar daar's niemand wat dit uitlê nie. So, dit is maar eintlik wat Paulus hier sê. So, ons kan nie net in 'n gemeente opset, kan jy nie net losbrand in tale praat en niemand lê dit uit nie, né? Dit is nie hoe dit werk nie. Daar is wie weet hoeveel, vers 10, daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en nie een is sonder betekenis nie. Maar as ek 'n taal nie ken nie, sal die een wat dit praat vir my onverstaanbaar wees en ek vir hom. Dit is ook op julle van toepassing. As julle toelê op die gawes van die Gees, streef dan na die wat opbou van die gemeente dien, sodat julle daaruit of daarin kan uitmunt. Met ander woorde, ons moet fokus op dit wat die gemeente stig, né? En al is daar geleentheid om in tale te bid in jou eie taal, daar is plek vir dit. Maar ons fokus moet wees op om te profeteer, om gemeente op te bou, om persone op te bou, né? Dit wat die Here kom neerlê hierso, sê maar nou op 'n Sondag of wanneer geleentheid, wanneer daar ook al is. So ons fokus is nie noodwendig in tale praat die hele tyd nie. Maar ons moet dit gebruik wat God vir ons kom gee het. En in hierdie geval is dit die gawe van profesie, né? Want as ek ongewone tale of klanke gebruik, vers 13. Daarom moet hy wat ongewone tale of klanke gebruik, bid om die gawe om dit te kan
uitlê. Dit was ook een van die opmerkings gewees. Maar hoekom kan ek dit nie uitlê nie? Almal praat dan nou in tale en ek verstaan nie wat gesê word nie en wie moet dit vir my uitlê? Wie kan dit vir my uitlê? Ek kan dit nie uitlê nie. Hoe kan ek nou vir die Here vra om dat ek dit kan uitlê, né? Ek kan dit mos nie vra nie. So aan die een kant is dit onkunde in die woord, né? Waar iemand net 'n gedeelte van 'n teks gevat het en daarmee begin hardloop het sonder om die hele, dis hoekom ek sê die hele konsep, né, die hele konteks van alles bymekaar te sit en dan vir die Here te vra, Here, wat sê U vir my uit dit uit, né? En hierso sê die Here, dit is nie noodwendig dat jy in tale kan praat nie, maar as jy vir die Here vra, dan kan hy dit vir jou laat uitlê. Of hy kan dit toelaat of hy kan vir jou die gawe gee sodat jy wanneer iemand in tale praat, dit te kan uitlê. So jy kan die Here vra daarvoor, want hier staan dit geskryf. Jy kan die Here vra, Here, ek hoor hierdie persoon hier langs my praat in tale, maar ek verstaan dis asof hy met my in Afrikaans praat. Ek verstaan nie elke woord wat hy of sy hier langs my bid. Dan het jy die gawe om tale uit te lê. En dan moet jy, want daai persoon weet nie wat hy gebid het nie, maar jy weet, want jy het die gawe ontvang om dit uit te lê. So ons kan die Here vra vir daai gawe. Vers 14, want as ek ongewone tale of klanke gebruik, wanneer ek bid, dan bid my gees, maar my verstand is nie daarbey betrokke nie. Dit klink weird, nee, is ek reg? Hoe kan 'n mens bid sonder jou verstand? As ek ongewone tale of klanke gebruik, wanneer ek bid, dan bid my gees, maar my verstand is nie daarbey betrokke nie. Dis presies net, ek weet nie, ek kan dit nie in beter Afrikaans sit nie. Sorry, kan nie. Jou verstand is nie daarbey betrokke nie. Jy is besig om met God te kommunikeer, dis hoekom jy nie verstaan altyd wat jy bid nie. Want jou verstand is nie in die pad nie, jou kop sit hier langs jou, nee? Sit maar jou kop hier op die sitplek langs jou neer, hierdie brein van jou, sit hom daar neer. Jou kanaal is oop na God toe, want dit is gees tot gees wat nou kommunikeer, nee. It's spirit to spirit, gees tot gees. Want sodra jou verstand in die pad kom, nee, dit is wanneer dan raak dit heeltemal haywire, nee. So dit is hoekom God ons daai gawe gegee het, dat ons direk met hom kan kommunikeer, gees tot gees, en jou verstand is uit die pad uit. So vers 15, so hoe moet dit dan wees? So, dat ek met die gees moet bid, maar ook met die verstand. Ek moet met die gees die lof van die Here sing, maar ook met die verstand. Vers 16, anders, as jy met die gees 'n dankgebed doen, hoe sal 'n gewone mens wat daar teenwoordig is, op jou dankgebed amen kan sê? Met ander woorde, as jy nou in tale bid die hele tyd, en jy is besig om die Here te loof en te prys, en jy kom op die einde, en jy sê amen, hoe gaan die mense weet, waarvoor sê jy amen? Nee. Of waarvoor moet hulle amen sê? Want hulle verstaan nie wat jy sê nie. So dis hoekom ons die verstand moet gebruik, om woordeliks met woorde te kommunikeer, as ook in die gees. Jou dankgebed is wel, hy verstaan mos nie wat jy sê nie. Vers 17, jou dankgebed is wel goed, maar ander mense word nie daardeur geestelik
opgebou nie. So ek vroeër gesê het, dit gaan oor innerlike opheffing nie, innerlike stigting. Vers 19. Jou dankgebed, waar is dit nou? Ja, vers 19, maar in die byeenkoms van die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand praat, om ook ander te onderrig as 1000 woorde in ongewone tale of klanke. So wanneer ons in tale bid, is dit 'n kort version, kort weergawe. Dat 'n mens eerder in vergelyking met die hoeveelheid tale wat jy praat, dat dit 1 tot 1000 is, vir elke een woord wat jy sê, moet jy 1000 woorde met jou mond uiter. So dit is maar wat ek maar, die verhouding wat ek maar vir myself gegee het. 'n Ou, jy bid nie die hele tyd in tale terwyl jy in die kerk staan nie. Hange wat die omstandighede is, hange wat of daar 'n aanval is, hange wat in die gees aan die gang is. En partymal moet 'n mens maar 'n hele tydjie in die gees bid, want jy bypass die ore van die vyand. Jy's besig met warfare en jy vertrou die Here vir 'n deurbraak, veral wanneer partymal in praise and worship, ek dink hulle kan getuig. Jy kom nie aan die gang nie, jy sukkel om regtig waar te connect, en dis wanneer daar weerstand in die gees is. Dis wanneer jy in tale moet losbreek, dat jy kan deurbreek, en die Here vertrou vir 'n deurbraak in die gees. So, ons weet natuurlik die battle wat ons in is, die geveg wat ons in is nie hier in hierdie vlees en bloed liggaam van ons nie. Dit is hier in die geestesrealm, En as jy nie gecover is met die bloed van Jesus nie, as jy kwesbaar is, as daar oop deure in jou lewe is, dan moet jy versigtig wees oor partymal wat jy sê, hoe jy dit sê, hoe jy reageer op goed. Dit kan alles 'n effek hê, en die aanvalle wat jou kant toe kom. So vers 20. Broers, moenie in julle denke kinders wees nie. Wees onvolwasse in die slegte dinge, maar in julle denke volwasse. In die wet staan geskrywe dat die Here sê, deur andertaliges en deur die mond van vreemde mense sal ek met hierdie volk praat, en selfs dan sal hulle nie na my luister nie. So is die gebruik van ongewone tale of klanke dan 'n teken van ongelowiges, 'n teken vir ongelowiges en nie vir gelowiges nie. Daarteenoor is die profesie vir gelowiges en nie vir ongelowiges nie. Mens dink partymal as jy 'n profetiese woord vir iemand gee wat nie die Here dien nie, dat jy iets goed doen, Maar partymal gooi jy net jou parels voor die varke, want hy verstaan nie waaroor dit gaan nie. Hy is nie geestelik op daai plek om te weet, dis eintlik God wat jou gebruik om 'n boodskap te kom gee, om te sê, luister hierso, staan vas, Moenie ingee nie. Die deurbraak is naby, staan vas. Maar as jy dit gaan sê vir 'n ou wat nie die Here dien nie, gaan hy vir jou soek, waarvan praat jy, Wie is jy nou eintlik? So, ons weet partymal het dit 'n effek op mense, vir alles as die Here iets aan jou openbaar, soos 'n woord van kennis of wat ook al, iets so openbaar in iemand se lewe wat net hy van bewus was, net hy of sy. En die Here kom skyn die lig op dit. Dan weet hy miskien, okay, daar moet 'n God wees, want net ek het geweet daarvan, Ek het niemand gesê daarvan nie, ek het niemand dit vertel of gewys dit nie, net ek weet wat daar gebeur het. So, partymal het dit 'n effek, maar oor die algemeen is dit, dis vir gelowiges bedoel. 'n Profetiese woord is vir gelowiges bedoel. Gerard, as ons teruggaan na 1 Korintiërs 12. So om die twee nou saam te vat, gaan ons kyk na
na die liggaam van Christus. So een liggaam met baie lede, in Korintiërs 12 vanaf vers 12. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het. So elke een wat gekies het om Jesus Christus hulle saligmaker en verlosser te maak, jy raak deel van die liggaam van Christus. En as jy 'n siener is in die gees, dan is jy die oog van die liggaam van Christus. As jy 'n fyn oor het om te hoor in die gees, dan raak jy die oor van die liggaam van Christus. As jy 'n goeie spreker is, dan raak jy die mond, né? Of 'n profetiese woord kan uiter, dan raak jy die mond van die liggaam van Christus. As jy baie handig is met jou hande, dan kan jy diensbaar wees in die liggaam van Christus. As jy goed met jou voete is, of ergens moet gaan en goed gedoen kry, né? Dan raak jy die voete van die liggaam van Christus. So het elkeen van ons, die gawes wat God vir ons kom gee het, so raak ons deel van die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrenk. Vers 14, die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. Met ander woorde, vers 15, as die voet sou sê, die voet, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Met ander woorde, ek het nou nie die gawe gekry van in tale praat nie. Nou is ek nie 'n kind van die Here nie. Dis eintlik maar wat dit sê, né? As jy nie die voet is nie, nou is ek nie deel van die liggaam nie. As ek nie 'n hand is nie, nou is ek nie deel van die liggaam nie, né? Dis wat hier staan. So as die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. So dit maak nie saak wat jy jouself wys maak nie. Jy bly deel van die liggaam van Christus. Ja, hierdie is eintlik 'n harde teksversie. Matteus 12, nee Gerard, kan jy maar opsit vir my? Veral wanneer dit kom by divisie in die kerk, né? En by divisie tussen gemeentelede veroorsaak, waar jy die oorsaak is van divisie. En jy kan so maklik daarin verval. Jesus kom sê vir ons in Matteus 12 vers 30 tot 32, né? En hy praat van die onvergeefbare sonde. So alle sondes is vergeefbaar, maar ons weet daar is een sonde wat nie vergeefbaar is nie. En dan gaan ek 'n kommentaarstukkie lees wat dit alles mooi saamvat. So as twee, een is in Matteus en een is in Markus wat baie dieselfde sê, né? Jesus sê vir ons in Matteus 12 vers 30, wie nie aan my kant is nie, is teen my. Met ander woorde, as jy goed versprei, wat duidelik teen die woord is, om divisie te saai. As jy duidelik goed versprei, of mense probeer oortuig van 'n ander lering, né, wat nie in die woord van God neergepen is nie, dan is jy nie vir Jesus nie, dan is jy teen hom. Daar is nie 'n middeweg nie. Daar is nie 'n middeweg om te sê, nee, ek kan 'n bietjie vir Jesus wees, maar ek kan ook 'n bietjie vir die wêreld wees. Nee, ek kan ook 'n bietjie onmin saai, maar ek kan ook 'n bietjie vrede gee. Daai tipe van ding. Dit werk nie so nie. Of jy is vir Jesus, of jy is teen hom. En wie nie saam met my die skape bymekaar maak nie, jaag hulle uitmekaar. So daarom sê ek vir julle, sê Jesus,
Elke sonde en lastering kan die mense vergewe word. So alles wat jy moontlik kan sê teen Jesus. Jy kan Jesus vloek, jy kan hom sleg sê, jy kan sy naam verydel, jy kan maak wat jy wil in die naam van Jesus, nê. Dit sal jou vergewe word wanneer jy die dag tot bekering kom. Maar wat nie vergeefbaar is nie, is lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. En dis miskien hard, nê? Waaruit bestaan daai lastering? Ek gaan 'n opsommetjie, ons kan maar, ja, Markus 3 sê maar eintlik dieselfde, nê? Ja, die volgende teksgedeelte, of die volgende gedeelte sê daar, vers 32, as iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan dit hom vergewe word. Maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie. Dit is nie ek wat so sê nie, dit is Jesus wat dit gesê het, en wat dit neergepen het, nee, waar dit neergepen is. As iemand iets in die Seun van mens sê, kan dit hom vergewe word, maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die toekomstige nie. Selfde Markus 3 vers 28 tot 29. Dit verseker ek julle, alles sal die mense vergewe kan word. Al die sondige lastertaal wat hulle praat. Wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde, né? Aan die sonde. Nou gaan ek gou vir julle 'n kommentaar lewer oor hierdie spesifieke skrifgie. Soos daar in my Bybel staan. En dis gemik op Markus 3 vers 28 tot 29, né? Christene wonder soms of hulle al die sonde teen die Heilige Gees begaan het. So as jy kind van die Here is en jy wonder miskien, Jessie, het ek al ergens die Heilige Gees gelaster? Dit is nie iets waaroor die ware gelowige bekommerd hoef te wees nie. Die sonde van laster teen die Heilige Gees dui op 'n gesindheid van volharde ongeloof en 'n gebrek aan berou. As 'n mens aanhou om die werk van die Heilige Gees doelbewus te verwerp, dan is dit laster. Want dan verwerp jy vir God self. Die geestelike leiers het Jesus van Gods lastering beskuldig, maar in werklikheid het hulle aan laster skuldig gemaak. Hulle was immers die mense wat vir hom gesê het, hy is die Satan. Jesus het die bose geeste uitgedryf omdat hy God is. Laster teen die Gees is sonde wat aanhou om God se uitnodigende hand van verlossing te verwerp. So, wanneer jy op 'n punt is wat jy konstant dit wat die Heilige Gees, 'n beweging van die Heilige Gees, dit wat die Heilige Gees vir ons kom gee het, nê? Met ander woorde, die spreek in tale, as jy aan mekaar sê, dit is van die bose, dan is jy besig om te laster teen die Heilige Gees. Want dit is 'n gawe van God, né? Ons kan nie sê dat dit wat gebeur is van die Satan af nie, of dit is 'n demoniese aktiwiteit nie, of daai persoon is genees deur die ou het vir Satan opgeroep en daai ou se been het reguit gekom, né? As die Heilige Gees daai persoon aangeraak het en genees het, ons kan nie sê dat dit van die bose is nie. Want dan betree jy hierdie area van onvergeefbare sonde. Dis iets wat nie vergeefbaar is nie. Ons kan nie daar kom nie, nee. Ons as kinders van die Here kan nie daar beweeg nie. Vir die wat buite die Christendom staan, hulle kan miskien dit doen, nê?
Maar vir ons wat die Heilige Gees hier in ons het, dit gaan baie moed vat. Indien jy gered is, né? Gaan dit baie moed vat om vir jou te sê, Jessie, daai ou, dis net die duiwel wat daai ou kon gered het, né? Of net die duiwel wat daai ou kon genees het. Of dit, soos die fariseërs en daai ouens gesê het, Jesus is die Satan homself, omdat hy geeste uitgedryf het, né? Dis dieselfde ding. So ons moet baie versigtig wees, dat wanneer ons sekere goed sê, en veral wanneer dit kom by die Heilige Gees, soos Jesus sê, jy kan sy naam laster, jy kan hom vloek as jy wil, né? Dit sal jou vergewe word, maar nie wanneer dit kom by die Heilige Gees nie. Nie wanneer dit kom by die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees, ek gaan nou afsluit hier met die Heilige Gees, gee vir ons die gawes om ons gemeente op te bou, om persone op te bou in die Gees. Maar net so kom gee hy ook vir ons gawes om onsself innerlik te kom versterk, né, wanneer dit moeilik gaan. En elkeen van daai is 'n gawe van God, né? Dit is 'n manier wat God vir jou kom bless het, want hy weet wat is goed vir jou. Ons dink partymal ons weet wat is goed vir ons, maar die Here weet beter. Partymal wil jy iets nou hê, en ek het al baie gebid, né? Ek het al gebid, Here, ek wil ook graag in die Gees sien asseblief, né? Maar die Here het dit nog nie vir my kom gee nie. Want partymal as jy hoor wat mense in die Gees sien, dis scary, né? Dis scary goed. Jy kan eintlik bly wees dat jy nie in die Gees kan sien nie, né? Jy moet eintlik bly wees. As ons sien wat hier om ons aan die gang is, né? Be happy dat jy nie in die Gees kan sien nie. Want dit is wild, né? Dis wild. So, kom ek sluit vir ons af. Vader, dankie Here, dankie vir die woord, my God. Dankie dat u woord, Here, waar en ja en amen is. En dankie Jesus dat ons op u kan pyl trek, Here. Dankie dat ons kan weet, Here, dat u woord vir ons gegee het, Here, om te onderrig. Here, waar daar enige onduidelikheid is, Vader, bid ek, Heilige Gees, dat u sal kom, Here, en dat u die naprediker sal wees met betrekking tot hierdie woord. Here, ek weet daar's mense wat miskien vrae gehad het oor, Here, hoekom het ek nie dit nie? Hoekom het u my nog nie gebless met dit nie, Here? Hoekom kan ek nog nie profeteer nie? Hoekom kan ek nie in die Gees nie? Wat ook al, Here. Vader, u weet die beste. En ek bid vandag, Here, dat ons sal geduldig wag, Here, totdat ons gereed is om dit te kan hanteer, Vader, wat u op ons bord kom neersit, om dit te kan fyn sny, Here, en te kan verteer. Want as die stukke te groot is, Vader, dan gaan ons verstik. As die stukke kos in ons bord, wat ons moet verorber of vereet, Here, te groot is, my God, dan gaan ons verstik, Here, en dan gaan dit net 'n gemors wees. So ek bid vandag, Here, dat elkeen van ons wat vrae gehad het in opsigte van die gawes van die Gees, my God. En Here, hoe die vyand subtiel kom om divisie te kom saai in die liggaam van Christus. Subtiel, Here. Deur gedeeltes van 'n skrif aan te haal, Here, heeltemal uit konteks uit, Vader. En dan te kastei, Here. Bid ek vandag, my God, dat dit gestuit sal word in die naam van Jesus. Ek bid, Here, dat wanneer ons skrif gebruik of met iemand wil praat of wil redeneer oor skrif, Abba Vader, Here, dat ons die konteks van dit alles bymekaar sal sit, Vader. En dat ons sal sien, Here, en gelei word deur die Heilige Gees. En dat u sal kom openbaar, Here, deur die Heilige Gees, wat die waarheid en wat die konteks, Here, van daardie skrif is in vandag se tyd, Vader. Hoe dit van vandag, Here, op ons lewe 'n impak het. Net soos dit daai tyd gehad het, Vader, bid ek dat dit vandag ook sal wees. Dankie vir die woord, Vader. Dankie dat u woord lewend en kragtig is.
Ek bid Here dat U nou hierdie woord sal kom afseël, Vader, deur U kosbare bloed. En dat elkeen, Here, wat met vrae worstel rondom gawes, Vader, wat hulle voel, miskien hulle verdien, Here, maar nog nie ontvang het nie. Here, U woord sê dat ons kan dit van U vra, Here, maar laat ons geduldig kan wag, Vader, vir die regte tyd, dat U dit vir ons sal kom gee. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.